Goeiemôre heiliges. As jy nou vra, wat praat hierdie man nou van heiliges? Dan wil ek vir julle sê, alles wat aan God behoort is heilig. En as ons hom in ons lewe toegelaat het, en sy Heilige Gees woon in ons, dan is ons heilig volgens die woord. En dit maak ons in 'n ander klas. Ons lewe verhewe bo die wêreld, want ons behoort nou aan God, ons behoort nie meer aan onsself nie. Bloedgewas en geseën en vrygemaak. Amen. Reg, ons praat vandag weer, voor ek daarby uitkom wil ek net sê met 'n blymoedige hart, met opgewondenheid, met blye vreugde in my, wil ons net sê dankie Here, dat U vir ons weer deur hierdie week gedra het. U genade is so groot, U is so goed vir ons. Dan lê die naweek voor, en ons kyk vandag weer na 'n stukkie van geloof. Want geloof is so 'n ontsettende belangrike faset in ons geestelike lewe. Goed. Waar kry mens geloof? Wat is geloof? Waar kom dit vandaan? Waar kry ons dit? Goed, as dit is geloof, kan jy in die wêreld ook kry, maar dit gaan 'n valse geloof wees. Om die waarheid van geloof te kry, soek ons in die woord van die Here. En ons begin sommer hierso by Matteus 17. Matteus 17 vers 20. Waar die Here altyd, die Here is so getrou met alles wat hy vir ons doen, wat hy vir ons gee. Daar is net nie beter as dit nie. Goed, hier staan geskryf, Matteus 17 vers 20, en Jesus antwoord hulle, dit is nadat Jesus die maansieke gesond gemaak het. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Waarom kon hulle nie die bose gees, die onheilige gees uitdryf nie? Toe sê Jesus vir hulle, Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, hy gaan weg, hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou sal 'n mens by jouself dink, maar hoekom sal ek met sulke mag 'n berg aanspreek? Maar dis nie wat hy bedoel het nie, dis 'n beeldspraak, want kom ek gebruik 'n baie simpel voorbeeld, en baie mense gaan dalk met vir my hande klap daaroor, maar wanneer jy kyk na iets groot wat in jou lewe op jou pad lê, kom ons gebruik 'n simpele voorbeeld, dis Vrydag, die naweek kom die skoonfamilie kuier, en dit lê soos 'n berg voor jou. Vergewe my as ek op tone trap julle, maar dis net 'n voorbeeldjie. Dan sê 'n mens, dit lê soos 'n berg voor jou. Maar hier sê die Here vir ons, as ons geloof het soos 'n mosterdsaadjie, dan bid ons daai moeilike, as daar moeilike skoonmense is, om dit 'n gemaklike naweek te maak, en ons aanvaar hulle met liefde en blydskap. Ja, nee, dit is 'n beeldspraak wat Jesus gebruik, om te sê, as daar 'n probleem in jou pad kom, as daar 'n struikelblok is, dan kan jy hom nader, en in jou geloof sal hy jou bystaan en jou help. Hy gaan in elk geval help, maar jy moet hom vra, en as jou geloof onwankelbaar is, en sterk is, kan jy, soos wat hy sê, daar geen perk wees nie, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Dis dit nie wonderlik nie, is dit nie 'n onbeperkte mag wat hy vir ons gee nie, want dis nie krag nie, dit is mag in Jesus naam. Dis 'n geweldige sterk mag, om daai geloof van 'n mosterdsaadjie te kan hê, en alreeds sulke dinge doen. Ek glo daar was al mense in die Bybelse tyd wat meer as 'n mosterdsaadjie se geloof gehad het. Maar kyk na Abraham, hy was die vader van geloof. Hy het geglo, en dit is waar die Here hom vergoed het vir sy geloof. Kom ons kyk gou na, hoe groei geloof? Geloof, glo ek uit my beskeie mening, geloof groei uit vertroue. As jy iemand vertrou, alhoewel die Bybel sê, nie 'n vertroue in 'n mens, maar 'n mens sit nie.
Maar as ek God vertrou, soos wat jy party mense vertrou, wat dalk meer is as wat jy die Here vertrou. As jy hom ten volle vertrou, dan sal hy jou geloof laat groei, nou meer as wat hy vir jou gegee het. Ons gaan nou daarby kom. En vertrou die Here in alles wat jy doen, en hy sal jou paaie gelyk maak, sê die woord. Hoe dra mens geloof oor? Ek dink amper wanneer jy in geloof is, wanneer jy glo, en jy kry jou gebedsverhoring, gaan ander mense dit sien, en jy gaan in geloof spreek, jy gaan geloof uitdra aan ander mense, dit gaan afsmeer aan hulle. Dit is een van die dingetjies wat ek kan dink. Hoe lewe ek in geloof? Ja, dit is 'n ander taai ene, want die lewe is so vol versoekinge. Maar ons is standvastig in ons geloof. Ons glo dat die Here altyd by ons is. Ons glo sy woord. Ons glo aan elke belofte wat hy vir ons gee. Want ons het al gesien, deur die hele woord, deur die hele Bybel, van die begin af, was daar profesieë. En hoeveel van daai profesieë het alreeds waar geword. En net op grond daarvan kan ons onvoorwaardelik glo in die heilige God wat ons Here is. Glo met oorgawe. Goed, ek kan nou vandag vir julle sê, ek het my tande geborsel vanmôre toe ek met julle gepraat het. As jy nie glo nie, ryk, dan gaan jy vir my lag. Jy moet sê ek is simpel, want hoe kan jy nou oor 'n video ryk na my asem? Nee, jy het moeilikheid om my te glo. Maar ek kan vir jou sê, ek het vanoggend voor ek met julle gepraat het, my baard geskeer. Kyk daar, julle kan sien, my baardjie is mooi kort, my velletjie is glad. En jy moet my glo, want jy kan dit sien. En dit is wat mense doen. Mense wil sien voor hulle glo. Maar wel, jy kan my wel glo, ek het my tande geborsel. So is geloof in die mense. Mense glo nie maklik nie. Maar wanneer dit kom met die woord van die God, is dit 'n onfeilbare waarheid. Want die bewyse is daar. En hoe gaan jy stry teen 'n bewys? Bewyse is soos 'n konkrete fondasie, jy kan dit nie skuif nie. En dit is wat ons God is. Hy is die rots waarop ons geloof gebou is. En hy faal ons nooit, hy laat ons nooit alleen nie. Hy is die almagtige, die skepper van hemel en aarde. Hy is ook ons maker. En daarom sal hy, omdat ons vir hom kostelik is, hoog geag, sal hy ons nie alleen laat nie. En hy sal altyd met ons wees. Ek sluit graag af met 'n seën vir julle, vir die naweek wat voorlê. Mag julle geseënd wees, mag julle vryheid hê, mag julle in die gehoorsaamheid wees, lewe in geloof in die Heilige Gees, in die naam van Here. Ek sluit af met die woorde: aan die koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.